Ek dink ek is nou op 'n ouderdom waar ek eintlik geen idee het wat ek doen nie. Ek onthou baie goed as kind het ek groot mense gesien en hulle het vir my gelyk soos groot mense. Mense van 30 was 'n oom of 'n tannie. En nou is ek 32 en ek wonder baie keer hoe sien kinders my? Want vir my lyk groot mense net eenvoudig soos kinders met verantwoordelikheid of kinders met geld. Daar was altyd groot mense toe ek kind was wat of bombasties en groot is of net te veel tyd aan een ding spandeer, net golf speel of net werk of net by hulle gesinne is. Nou wonder ek by myself, hoe moet ek my tyd balanseer as 'n groot mens? Veral met 'n groot mens wat kinders het. Want toe ek en Anja net getroud is, moes ons skielik aanpassings maak, want skielik is dit 2 mense wat 'n spasie deel, 2 mense wat geld moet deel, 2 mense wat saam 'n ritme moet kry vir hoe hulle lewens gaan lyk. En toe word ons 3. En skielik verander alles. Skielik het jou huis 'n ander atmosfeer. Skielik word jou werk anders ingerig, want daar is eintlik nou 'n ander plek waar jy wil wees. Skielik lyk jou geld anders. En nou is ons 4. Nou lyk alles nog anders. Die kar is knap. Jy voel selfsugtig as jy iets op jou eie gaan doen, soos om vinnig gym toe te gaan of balle gaan slaan op die dryfbaan of wat ook al, van nou is daar 4 mense wat 'n spasie moet deel. Dis nou 4 mense se inkomste, dis 4 mense se tyd, dis 4 mense se huis. Kyk jy ook baie keer na die mense rondom jou en jy wonder hoe doen hulle dit? Of kyk jy na hulle en jy dink, baie keer is dit 'n stukkie selfsug van jou kant af om jou eie lewe so 'n bietjie beter te laat lyk, as jy die foute in ander ouens se lewens soek. Maar dit bly vir my 'n challenge. Dis iets wat ek nog nie uitgefigure het nie. Hoe lyk dit as mens regtig 'n groot mens is, of word mens net nooit regtig groot nie? Jou verantwoordelikhede word net al hoe meer. Jou geld word net al hoe minder en tog is dit die beste tyd van jou lewe. Tog ruil jy hierdie opofferings, hierdie gerondskommery van strukture en tyd en geld en werk en gesin en huis, ruil jy vir niks. Want daar's altyd iets en iemand wat vir jou wag. Dis iets waarmee ek sukkel. Het jy dit al uitgefigure?